Hartlik goeiemôre aan die almal gemeente. Wat 'n mooi gebed het ons nie nou gesing nie. Laat U weë ook myne wees. Baie welkom aan almal van U. Mag die Here vir ons in sy teenwoordigheid en in sy liefde seën. U het die aankondigings, dit is op die hartklop. As u nog nie die hartklop kry of die dienste kry op die kommunikasiegroepe nie, moet u asseblief net u nommer en naam vir ons gee, dat ons dit daar kan opsit. Wanneer ek vanoggend die kers aansteek, dan is daar twee sake wat ek graag wil hê ons moet voor die Here stil word. Die eerste is ons beroepsproses. Ons kom DV die 9de hierdie week, die aand weer bymekaar. Ons eerste sifting is gedoen. Nou die doel daarvan is, van hierdie bymekaar kom is, die pre-advies het nou die opdrag dat ons ook bidend weer deur die CV's van die kleiner groep gaan en dat ons ook op YouTube na die preke eredienste kyk. Dit is daarom nou 'n groot voordeel wat ons het. In die verlede het ons dominees genooi om te kom preek, maar vriende, dis baie kunsmatig en dis baie, nou staan die arme dominee hier voor die hele gemeente en daar's nou net een keer wat hy preek hier en hy word geoordeel oor daai een preek. En ons kan nie dit doen nie. Jy het nie regtig in so kunsmatige omgewing. Die persoon is gespanne en so nou kan ons rustig ook op die YouTube na mense se preke kyk in sy natuurlike omgewing. En daaruit word dan 'n voorlopige kleiner groep saamgestel met wie ons dan elektroniese onderhoude kan hê deur middel van Teams of een van daardie maniere. En dan nadat ons dit gedoen het, dan word die finale 2 of 3 persone wat aan die kerkraad voorgelê word en met wie ons fisiese, persoonlike, oog tot oog onderhoude sal hê saamgestel. Baie dankie vir u gebede. Dankie dat u saam met ons hierdie pad stap. Ons kan nie anders nie. Ons soek die Here se insig en wysheid hierin. En ons gebed is altyd dat ons in dit alles eensgesind sal wees. Ek wil vra dat ons net 'n paar oomblikke nou net so sal stil wees en dat ons hierdie proses aan die Here sal opdra en dat die Here duidelik sal wys wie die persoon moet wees. Kom ons word net 'n paar oomblikke voor die Here stil. Here, onder ons gemeente is u gemeente, is deel van u kerk.
En daarvoor sê ons dankie. Dankie Here dat ons in diepe afhanklikheid van U kan kom. En vra dat U vir ons lei, dat U vir ons in eensgesindheid lei en duidelik lei deur U Gees, elke tree van hierdie pad, sodat ons uiteindelik kan kom by die persoon wie U hier wil hê. Here, en ons bid dat U nou reeds daardie persoon sal begin voorberei. En dat U vir ons wat die verantwoordelikheid het by die pre-advies, om regtig duidelik in alles U stem te hoor, sodat U verheerlik word en U naam groot gemaak word. In die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, en dan die tweede saak waaroor ons gaan aansluit dan ook by ons erediens met die tema Goddelike insig in 'n tyd van onreg. Ek hoef nie vir u te sê wat die afgelope week en meer in ons land gebeur nie. Hoe dat mense optree met geen onderskeid nie. Gister het ek 'n foto gesien van 'n begrafnis van 'n jong man wat verkeerdelik aangesien is as iemand van buite. Hy is doodgemaak. Die bose is regtig aktief. En hy gebruik sy mense en sy agente. Maar dit is ook bemoedigend dat oral in al die gemeenskappe is daar kinders van God. Ook hier in ons eie gemeenskap wat gesê het, nee, ons gaan nie saam met dit nie. Ons wil soos Christene en as Christene optree. En onwillekeurig kom die vraag ook, het die kerk nog 'n stem in Suid-Afrika? En spesifiek ons kerk. Ons ken die geskiedenis uit die verlede. Maar vriende, dit beteken nie dat ons moet stil bly en dat ons nie meer 'n stem het nie. Dalk nie so sterk op ons eie nie, maar soos die Here werk, maak hy deure oop en nuwe deure oop. En onlangs in aanloop tot die 30ste Junie het ek van die Ouma Venter gekontak. Sy is nou die sekretaris van die Algemene Synode en sy en die moderator verteenwoordig die NG Kerk op die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. En toe ek haar kontak en ek vra vir haar, is daar enige gesprekke op hoër vlak? Toe sê sy vir my, Michiel, ons was gister in die staatspresident se kantoor. 'n Afvaardiging van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. En daar is reguit gepraat. Daar is gepraat oor die afwesigheid van die staat op vele terreine, op dit wat aanleiding gegee het tot waar ons nou is, en ook die sake rondom die korrupsie, die werkloosheid, die onderwysstelsel wat kinders oplei of nie oplei vir die arbeidsmark nie, korrupsie, ensovoorts, ensovoorts. En daar is duidelik gepraat en die boodskap oorgedra. En gemeente, dit bemoedig my dat juis uit hierdie liggaam uit, vanuit die breër kerk en juis ook vanuit die meer swart gemeenskap
daar gepraat word oor die dinge wat nie reg is nie, en dat dit aangespreek word, en dat daar die laaste woorde wat daar gesê is, al sou die laaste vreemdeling uit Suid-Afrika pad gee, dan sal dit niks doen aan die dinge wat aanleiding gegee het tot waar ons nou is nie. Naamlik die afwesigheid van die staat, wat hulle pligte op vele terreine versuim. Mag die Here vir ons as kerk en sy breë liggaam as kerk vashou om saam die pad te loop waarop ons praat oor onreg en praat oor dinge wat nie reg is nie, en dat die Here ook vir ons leiers sal gee wat die moed sal hê om hierdie dinge aan te spreek. Ek wil vir u verder voorgaan en ek wil voordat ons lofliedere sing, lees uit Psalm 36. In die hart van die goddelose het die opstand teen God die laaste woord. Die goddelose het geen vrees vir God nie en praat net goed oor homself. Hy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. As hy praat, is dit kwaadwillig en vals. Verstandig wees en goed doen bestaan nie vir hom nie. Selfs as hy gaan lê, dink hy net kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie. Wat sleg is, verwerp hy nie. En dan, Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mens wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken, en u trou by die wat opreg is. Laat my nie onder die voete van die eie geregtige mense beland nie. Moenie dat goddeloses my hier wegdryf nie. Die wat altyd onreg doen, val net daar waar hulle is. Hulle word platgeslaan en kan nie weer opstaan nie. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mens wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken, en u trou by die wat opreg is. Here God, u is 'n regverdige God. En vanoggend bring ons al die onreg, ook van die afgelope tyd, na u toe. Here, ons kom buig laag voor u, ons bring ons mooie, pragtige land met al sy mense na u toe. Here, u kan meer doen as wat ons kan bid of dink. Deur u krag wat u deur u kinders werk. Dankie vir u kerk. En Here, dat u kerk 'n helder lig in hierdie tyd sal wees,
Gee u kinders moed, ook hulle wat in die woonbuurt is, fisies woon waar dinge opstandig is, dat u kinders daar ook 'n helder lig sal laat skyn, al is dit soms moeilik. Here, gee ons asseblief leiers wat hierdie land eerste stel. Nie hulle self nie, nie hulle politieke party nie, maar Suid-Afrika en al sy mense. Dankie vir u genade, dankie vir u teenwoordigheid en dankie vir die woorde van Psalm 36, dat u trou kosbaar is, dat u die bron van die lewe is en dat ons in u lig lewe, u onverganklike, ewige lig. Amen. Gemeente, daarom wil ek vra dat ons, terwyl ons oor hierdie dinge nadink, ook as 'n teken van ons dankbaarheid oor die Here se genade en teenwoordigheid, ook nou ons dankoffer sal gee. Gemeente, kom ons staan en dan loof ons die Here met die volgende 2 lofliedere tot eer van sy naam. Ons sing dit met ons hele hart.
Ek kan maar sit. Dan aanbid ons die Here ook met die volgende liedere.
Gees van God, raak ons aan, elkeen van ons, soos wat ons hier staan en sit. Elkeen wat ook later na die diens sal luister of inskakel. Maak die oë van ons harte oop, dat ons u grootheid, u deernis, u regverdigheid, u goddelike heiligheid mag ervaar deur u groot genade. En dat ons, wanneer ons hierdie gebed van Asaf gaan lees, dat u dit ook lewend in ons lewens sal maak. Dat u Gees die woorde wat hier in ink geskryf is, in ons harte sal skryf, dat u dit lewend sal maak. En dat elkeen van ons sal hoor wat u wil hê, ons moet hoor, en sal gaan leef, soos u wil hê. In Jesus naam, amen. Goddelike insig in 'n tyd van onreg. Psalm 73. Dit is vir my goed om naby God te wees. Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie, daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enige iets aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld, hulle laster teen die hemel, hulle beledig links en regs op aarde, tog hang die mense hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dis hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. Gemeente, ek onderbreek net, neem net in gedagte en hou vas daaraan dat die hele Psalm is 'n gebed, dis 'n gesprek tussen Asaf en God. Vers 15, maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Dit is wesenlik belangrik, hierdie vers, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei, in 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, en gaan hulle te gronde. Tref 'n verskriklike einde hulle, net soos 'n droom wat ophou, as 'n mens wakker word, verdwyn hulle, Here, as u ingryp. En toe ek verbitter was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n dier sonder verstand het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u,
want U vat my aan die hand. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Kan ons ook sê vanoggend, maar wat ons aangaan, dit is vir ons as gemeente, as gelowiges, as kinders van die Here goed om naby God te wees. Ons het die Here ons God gekies as ons toevlug. Ons onder as gemeente sal van al U werke bly vertel. Goddelike insig in 'n tyd van onreg. Asaf sê, ek het byna koers verloor. Hy het die hooghartige goddeloses, die selfvoldane goddeloses, met afguns beheen. Asaf het byna sy geloof verloor. Hy was op 'n punt waar hy gedink het en gevoel het, dit help nie vir hom dat hy die Here dien nie. Ons weet nie presies wat Asaf markeer het nie, maar later aan het ons gelees, hy was afgetakel na liggaam en gees. Of hy in 'n diep depressie was, en wat se teenspoed hy alles gehad het, weet ons nie. Maar ons weet hy was op 'n baie slegte plek. Dat hy byna koers verloor het, dat hy byna sy geloof in God verloor het. Dit het vir hom gevoel asof God hom nie sien nie, asof God niks doen nie, asof God nie optree nie. Die goddelose wat selfs vir God gevloek het, dit lyk of hulle maar net met aangaan en doen soos wat hulle wil. En asof dit in aardse terme met hulle voorspoedig gaan. Gemeente, ek weet nie of van ons ook met hierdie ding worstel nie. Dat wanneer ons rondom ons kyk, en hoe meer ons rondom ons kyk in ons eie land, maar nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd, asof die mense wat nie God se pad kies en loop nie, maar net voortgaan en hulle doen wat hulle wil en hulle gaan aan. Hulle ken nie God nie, hulle is nie eers skaam daaroor om te sê dat hulle nie in God glo nie. Of hulle leef asof God nie bestaan nie. Mag en heerskappy en geld speel net 'n geweldige groot rol. Mense pleeg onreg teenoor mekaar, in hulle gedagtes en in hulle dade. Ons het dit nou weer gesien. Asaf het byna sy geloof verloor. As ek elkeen van u sou vra vanoggend, waar is u? Waar is ons met God en met al hierdie dinge? En dan, as ek mag sê, Asaf se geheim,
'n wyse man het een keer gesê, twyfel en ongeloof is nie dieselfde nie. Geloof is om met jou twyfel na God toe te gaan. En dis presies wat Asaf gedoen het. Hierdie is 'n gebed, 'n gesprek tussen Asaf en God. En dan is dit vir my kosbaar dat God as dit ware vir Asaf kans gee, tyd gee, dat hy sy hele hart op die tafel sit, dat hy presies vir die Here sê wat hier binne aangaan, dat hy alles op die tafel sit. Vir die Here sê, Here, dit lyk my, dit help my niks dat ek die kind is nie, kyk hoe gaan dit met my, kyk hoe gaan dit met die goddeloses. Hulle het nie kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle doen wat hulle wil, hulle laster teen die hemel. Dat ek die kwaad vir my het, met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring. Elke môre straf. Hy praat met God. Psalm 62 nooi ons ook, as jy dit sou gaan lees, wat sê, stort julle hart uit voor die Here. Was jy al in so 'n situasie, dalk baie van u? Ek het weer gedink aan toe ek my kankeroperasie gehad het, 2018, die aand kom Clifford daarin, en hy kyk my so, hy sê vir my, ek kan sien die Here is met jou besig, ek gaan net 'n kort gebed doen, dan loop ek los julle twee. Dit was presies so, want ek het nog nie geweet of daar verspreiding gaan wees nie. Die operasie is gedoen, die uitslae kom eers later in die week, in die volgende week. En ek het besef, maar gee oor aan God. Praat jou hart uit soos Asaf. Praat alles eerlik. Gemeente, daar's een ding wat ons nooit mag doen nie. Ons mag nie vir God vloek nie. Dit is 'n no-go. Maar God nooi ons om uit te praat, oor te gee. Want soos jy oorgee en jouself al meer afhanklik van God stel, kom jy op 'n al beter plek in jou verhouding met die Here. Ek kan nog baie ander voorbeelde noem. En dan, soos die nag aangegaan het die Here se teenwoordigheid al groter geword. My besef van sy teenwoordigheid, hy was daar al die tyd, maar my besef van sy teenwoordigheid. En sy vrede, sy kalmte, totdat dit stil word. En dit stil word en jy besef, maar jy staan op heilige grond. Soos Asaf gesê het, totdat hy in die heiligdom van God ingegaan het. Dit kan ook simbolies wees van die tempel, maar dit gaan oor die heilige teenwoordigheid van die heilige God. Dat jy oorgee, uitpraat, en dit word stil, en jy besef, maar God is hier by my, deur sy Gees hier in my.
Ek weet nie waarmee jy dalk worstel en wat vir jou onverklaarbaar en onverstaanbaar is nie, maar bring dit na God toe. Dalk is dit die pyn van 'n kind wat oorlede is. En net iemand wat self daai pad geloop het, sal iets daarvan verstaan, maar God het die pad geloop met sy seun Jesus Christus. Raak bewus van die heilige teenwoordigheid van God. En toe gemeente, toe gebeur daar iets met Asaf. Wat dalk ook met u gebeur het. Asaf kry nuwe goddelike insig. Die eerste wat hy besef het, is dat sy fokus was op die verkeerde plek. Jy sien wat gebeur is, 'n aanhaling uit Helmut Thielicke se boek waar hy gesê het, die ewige is stil. Die tydelike dinge is hard en skril. En ons sien dit op die televisie, ons sien dit op die internet, oral kom dit na ons toe. 'n Mens voel skoon oorweldig. En dan sê hy verder, stil swaiend oor die aarde, beweeg God se wil. God is hier. Maar wanneer ons fokus verskuif na die dinge daar buite, na die dinge wat so hard skree, wat so te kere gaan, wanneer die bose en sy trawante soos 'n hond aan 'n ketting is en al harder blaf, maar God hou die ketting vas en hy kan nie breek nie. Wanneer ons daarop fokus al meer, dan fokus ons al minder op God en sy teenwoordigheid, en dan begin ons vergeet van God se beloftes en van God se teenwoordigheid en sy almag en sy grootheid. Dan begin ons beangs raak. Waarna luister jy? Wat neem jy ter harte? En as jy die nuus kyk of luister, onthou jy wie God is. Dat hy dit ook hoor. En dat hy by jou is. Asaf sê hy het nie insig gehad nie. Hy het nie gedink nie. Dit het hom oorweldig. Sy fokus was op die verkeerde plek. Ons mag nie fokus verloor op God nie. Die tweede ding wat Asaf besef is, die goddelose se einde is verskriklik. Natuurlik sal God niemand wegstoot wat na hom toe kom nie. Enige mens, die man aan die kruis wat waarskynlik 'n moordenaar was, het daar tot insig gekom en vir die Here gesê, Here, dink aan my. En die ander ou stil gemaak, gesê, ons verdien om hier te wees. Die man is onskuldig. En Jesus sê vir hom, jy sal saam met my in die paradys wees. Maar as mense in hulle wetteloosheid en hulle goddeloosheid volhard, dan is dit asof die Here vir hulle tou gee. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks en gaan hulle te gronde en tref 'n verskriklike einde hulle. Gemeente, die hel is 'n werklikheid. Daar's mense wat dit ontken. Maar die woord leer dit vir ons. Nie om ons bang te maak nie, maar net om te sê ons dien 'n regverdige God. Die God aan wie die oordeel toekom, nie aan ons nie.
En ons verbly ons glad nie oor hierdie woorde wat hier staan nie. Dis net 'n waarskuwing om te sê, moenie daar gaan nie. Dit moet ons inspireer om nog meer en meer vir hierdie mense te bid wat die onreg pleeg. Dan het hy 'n verdere insig gekry. Die kind van God se einde is triomfantelik. Die kind van God se einde is triomfantelik. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. In ere by u opneem. God herstel die onreg. Hy het dit al gedoen deur sy kind Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, vir ons opgestaan het. En wanneer ons finaal by God is, sal dit finaal herstel wees. Romeine 8:18 sê die lyding wat gelowiges soms op aarde moet verduur, weeg nie op teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die bekende Psalm 23 sê aan sy laaste verse, u ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Die ou vertaling het so mooi gesê, u maak my hoof vet met olie, 'n teken van seën, my beker loop oor. Al u goedheid en guns sal my lewe lank by my bly, ek sal tuis wees in die huis van die Here. 2 Korinte 5 sê, ons het 'n huis in die hemel wat deur God gemaak is en daarom vir ewig is en nie verganklik is nie. Die einde van die goddelose is verskriklik, maar die van die kind van God is triomfantelik. Ons word in ere herstel. Die vierde ding wat hy die insig voorgekry het, is die hoogtepunt of die dieptepunt. Tog was ek nog altyd by u, Here. Is dit nie mooi nie? Toe ek gedink het, God het my vergeet, toe ek gedink het, God sien my nie raak nie, hy gee nie vir my om nie, was dit al die tyd 'n leuen van die bose, wat ek begin glo het, sê Asaf. Maar toe God hom vat, dat hy sy hart uitstort, en dit heilig word tussen hom en God. Tog was ek nog altyd by u, Here. Vriende, as jy vandag terugkyk in die uitdagings wat jy het, sal hy nie ook saam met Asaf sê, tog, Here, was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Daar staan eintlik, u vat my aan die regterhand. 'n teken van nabyheid, van oorwinning. Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en hy pleit vir ons, sê Romeine 8. Ten spyte van alles, Here, besef ek nou, u het nog nooit my hand gelos nie. U was nog al die pad hier. U is by my. Ons het gesing, u weë is hoër as ons sin, Here. Ek verstaan nie alles nie. 1 Korinte 13 sê, ons sal nie nou alles verstaan nie. Maar ek weet dat u God is. U het my nie vergeet nie, u het my nog nooit gelos nie. U is al die tyd by my, en die kere
wat ek nie kon stap nie, het U my gedra. En U dra my nog steeds. Dis die wonderlikste goddelike insig en besef. Jesaja 49 vers 15 en 16 sê dit so mooi. U het my naam in U handpalms ingegrafeer. U sien my altyd voor U. Hoeveel keer 'n dag kyk jy na jou hande? Gaan onderstreep dit in jou Bybel. Jesaja 49 vers 15. Ek moet dit net gou vir u lees. Hy sê hierso, ekskuus tog. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie, en alsou so iets wat ondenkbaar is vir ons, tog kan gebeur. Ek, sê die Here, sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegrafeer, ek sien jou altyd voor my. Hy het dit daar vir Jerusalem gesê, maar hy sê dit vir ons as God se kinders vandag ook. Jesaja 43, moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, dit sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, die vlamme sal jou nie skroei nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel wat by jou is. Romeine 8, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Nie dood nie, nie bose magte nie, niks nie, noem maar op. God het my nie vergeet nie. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie, Here. Retief Burger sing so mooi lied, U is alles vir my. U is alles vir my. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie, my God. Al is ek afgetakel na liggaam en gees. Ek is afgetakel, maar ek is sterk in die Here. 2 Korinte 4 sê, ons wat die kennis van die heerlikheid van God het, is soos kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref, kom van Jesus Christus. En dan sluit hy af en hy sê, dit is goed om naby God te wees. Sal ons nie ook vanoggend sê, dis goed vir my, dis goed vir ons as gemeente, om naby God te wees. Dis goed vir die kerk van Suid-Afrika, dat ons mekaar se grense hande vat oor alle grense. Dat ons praat, wanneer daar gepraat moet word as 'n kerk, oor alle politieke en kleurgrense. Want ons Here leef. Ek sal van sy grootheid bly vertel. Gemeente, dit is die uitdaging. Die uitdaging waarmee ek glo Psalm 73 en die Here vir my en vir u vanoggend uitstuur. Sal jy in moeilike tye, in uitdagende tye, bly vertel van die grootheid van God? Sal jy bly leef in die liefde van God? Sal ons bly stap in die waardes wat die woord vir ons gee? Ek het onlangs vir iemand gesê, ons mag nooit
as 'n gemeente ons waardes afskaal om fondse in te samel nie. Die Here sal dit nie seën nie. Dis maar een voorbeeld. Wanneer ons daar buite leef, wanneer al hierdie dinge gebeur, waar fokus ons? Bly ons fokus op God en sê, Here, dit is moeilik, maar kom leef deur my, Here, dat U lig juis nou deur my skyn, dat ek nie op die goddelose se vlak daal nie, dat ek die alternatief van God vir die wêreld bly wys. Efesiërs 3 in Paulus se gebed sê hy, die Here kan meer doen as wat ons kan bid of dink deur sy krag wat hy in ons werk. Mag die Here sy krag in elkeen van ons werk, maar in ons as 'n gemeente en in die Christen gemeenskap van die Weier Suid-Afrika werk om te bly doen wat Jesus sou doen. Amen. Here God, ons moet ook bely dat ons soms koers verloor. Dat ons soms te veel fokus op die dinge van hulle wat nie U pad loop nie. Ons moet ook bely, Here, dat dit soms vir ons bang maak en bekommerd maak oor die toekoms. Maar Here God, dankie vir U kind Asaf. En bo alles dankie vir U self, vir Jesus Christus. Vir die onverganklike hoop van die opstanding, die kruis en die opstanding. Vir die oorwinning wat niks weer kan uitkanselleer nie. Vir die vaste seker wete, U los ons nooit nie. U het nie gesê ons sal nooit uitdagings hê nie, maar U het gesê U sal altyd by ons wees. U sal ons deur alles dra. Dankie dat U vanoggend kom sê, my kind, kyk na my. Kyk nou in my oë en sien dat ek jou liefhet. Voel my arms om jou. Ek stap saam met jou in dit waarmee jy worstel. Gee dit vir my. Finaal, totaal. Bely jou afhanklikheid van my. Ek is jou heilige God wat by jou is, deur al die eeue en tot in ewigheid. In die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan 'n ou bekende lied sing. Kom ons let op die woorde daarvan. Ek dink dit is die ou gesang 40, nee, Lucinda, ja.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, in sy heilige teenwoordigheid, met die vaste seker wete, tog was ek nog altyd by u Here, want u vat my aan die hand, u lei my met u raad, aan die einde sal u my in ere by u opneem. Dit is goed om naby God te wees. Ek sal van al sy grootheid, sy geregtigheid, sy liefde bly vertel. Mag die Here u daarin seën. Kom ons vat mekaar se hande, sit 'n hand op die skouer, en weet dat God jou ook aanraak deur jou medegelowige. Ons sing die seënlied.